Goeienaand, al my mede-Afrikaner aspirant refugees, of volwaardige refugees, afhangende waar julle in die proses is. En dan ook al my ander medelandgenote, daar's ook Britse refugees. Hoe dit ook al sê, goeienaand almal. Vandag het ek geloop en dink en iets het my bygeval wat ek graag met julle wil deel. Soos ons Engelse boere refugee landgenote sal sê, dis 'n anecdote. Wat ek graag met julle wil deel. Ek vertrou ook dat die Heilige Gees vir my sal herinner aan dinge wat ek kan deel, want as daar nou een ding is wat ek graag wil hê hierdie kanaal moet behartig of achieve is die woord. Dan is dit net om kameraderie te bou, geselskap te hê tussen mekaar en net gemeenskap te hê tussen mekaar, gedagtes te deel, ondervindings te deel en sodat ons net nie almal so verlate voel nie. Ek het met my tweede onderhoud langs 'n ouetjie in die ry gesit, wat my so skynsweg beskou het, en toe uiteindelik nie sy nuuskierigheid kon in toom hou nie en vir my gevra of ek Jewish is, want ek dra 'n Star of David om my nek, saam met 'n menorah. Ek is baie lief vir die Jode, die Hebreërs, die Israeliete, Israel, enige van daai. En as ek myself moet label, dan sê ek altyd ek is 'n Zionist Christian of 'n Christian Zionist. Ek sê altyd Jesus is my favorite Jew. Want hy is tog die basis van ons geloof, en as hy 'n Jood was, is dit goed genoeg vir my. Dan sê ek lief vir sy mense en vir sy land. Maar eintlik wat ek wil sê is, so die ouetjie beskou my toe nou so skynsweg en vra vir my of ek 'n Jew is. Toe sê ek nee, ek is 'n Christian Zionist en ek staan saam met Israel en die Jode. En hy sê toe, maar hy's 'n Jew, en toe het ons nou die hele gesprek in Engels en hy wys my toe nou sy Star of David, maar wat hy binne in sy hemp dra met deesdae se antisemitism en alles wat omgaan, steek hy toe sy Star of David weg. En hy sê toe vir my, weet ek, why is Donald Trump doing this for us? Ons het toe nou die hele gesprek in Engels en hy sê toe vir my, why do you think Donald Trump is doing this? En toe het ons 'n interessante gesprek, want ek is al 'n Trump supporter van 2015 af. Ek volg Donald Trump al van 2015 toe hy sy eerste bid ingesit het vir 2016 se verkiesing. En ek het dit alles daai tyd gevolg, baie onkundig, maar dit is net asof iets in my gees gestuur het, destyds, dit wat ek van hom gesien het, op Facebook nog daai tyd, ek is nie meer op Facebook nie. Maar ja, so ek het hom gevolg, en toe het ek op iemand afgekom, Lance Wallnau. Hy is 'n Messianic Jew, en hy het 'n boek geskryf, God's Chaos Candidate, in 2015. En hy het destyds voorspel dat Donald Trump die verkiesing sou wen. En wat my gefascineer het, is dat hy daai tyd
was dit 45, die 45ste president verkiesing. En hy het gesê dat hy 'n profetiese woord gekry het uit Jesaja 45 uit. Want dit was toe ook die jaar van 45, die 45ste presidentsverkiesing, waar Jesaja gepraat het van Cyrus, die koms van Cyrus the Great. Hy was 'n Persian king gewees. En hy het niks met die Jode uit te waai gehad nie. Hy was nie 'n Jood nie, hy was 'n Persiese koning. Maar toe hy op die toneel verskyn het, was die Jode in ballingskap in Babylonië. Die Babyloniese konings het hulle in ballingskap gehad. Nebukadneser en Belsasar. En Cyrus het van nêrens afgekom nie, en dit was sy mission gewees om die Jode te bevry, sodat hulle kon terugkeer Jerusalem toe en hulle tempel gaan bou en weer hulle God aanbid. En hy het hulle basies vrygestel uit hulle ballingskap uit hulle uit exile uit bevry en hulle laat teruggaan. En he didn't have a dog in the fight. Dit was niks van hom gewees nie. Hy het niks gebaat uit die storie uit nie. So ek wil dit graag met julle gedeel het, want dit was vir my baie interessant. En die volgende skrifte is daarop van toepassing, en dan gaan ek in die description vir julle Lance Wallnau se links los waar hy dit beskryf. En hy sê basies, ek het so 'n paar notas gemaak en verskoon dis in Engels. Ek gaan net so 'n paar notaatjies lees van wat hy opgesom het uit sy boek uit, en dan sal ek tog aanbeveel dat 'n mens miskien God's Chaos Candidate gaan oplees, en waar hy Trump vergelyk. Hy sê, he compares Donald J. Trump to a modern day equivalent of Cyrus. Even though Cyrus was a non-Jew, he was God's anointed and used by God to conquer Babylon and return the exiles through his repatriation order. Hier wil ek nou 'n nota maak. Ja, vir die Amerikaners in 2015, 2016 en tot op hede, het DJT natuurlik hulle, het hy vir hulle 'n doel, en is hy hulle Cyrus. Maar ek interpreteer dit vir ons, in ons geval ook. Want Cyrus the Great het letterlik 'n repatriation order uitgereik in daai tyd. En het DJT nie ook 'n executive order uitgereik nie? En soos wat ek dit nou stel, hy het nie 'n dog in the fight hier nie. Ons is niks van hom nie. Hy's 'n buitestander, en tog is hy God se gesalfde om uitkomste te gee vir 'n uitverkore volk. Ek wil tog vir julle lees, die eerste skrif is 2 Kronieke 36, vers 22 tot 23, so ek gaan dit nou weer ek het net 'n Engelse Bybel, julle, verskoon, so dit is 2 Chronicles 36, verse 22 to 23. And it says, in the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah, the Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and to put it in writing. This is what Cyrus, king of Persia, says. The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdom of the earth, and he has appointed me to build a temple for him at Jerusalem in Judah.
any one of his people among you, may the Lord his God be with him, and let him go up. Wow, toe ek vandag dit weer lees en ek sien dat hy 'n proclamation uitgevaardig het, was dit vir my 'n groot openbaring, want ons DJT het vir ons 'n executive order uitgevaardig. Lance Wallnau het in 2015-2016 en soos wat Donald Trump se eerste termyn toe ontwikkel het, gesê, soos wat Cyrus die Israeliete destyds teruggestuur het Jerusalem toe, en as mens nou deur Ezra gaan lees, is daar 'n klomp gedeeltes wat bevestig hoe hy die Israeliete gehelp het met materiaal en kostes en goed om die tempel te herbou. En die Amerikaners het weer daarmee geïdentifiseer in Trump se eerste termyn, want hy het mos die Amerikaanse ambassade teruggeskuif Jerusalem toe. So vir hulle was DJT in die eerste termyn ook Cyrus gewees. Ek lees net so 'n bietjie verder, 'n paar notas wat ek gemaak het van Lance Wallnau se boek. He links Trump as number 45 to Isaiah 45, where Cyrus is described as God's instrument to disrupt political correctness. He describes Trump as God's chaos candidate, a leader who is not necessarily a believer, but will be used to break down strongholds, liberate from cultural or spiritual exile, and advance God's agenda in America. He also calls him a wrecking ball. Verskoon die hond se geblaf buite, dis die groot waghond. He also calls him a wrecking ball, an outsider, and a disruptor. En is dit nie die perfekte beskrywing van ons president Donald J. Trump nie? Hy's ook 'n outsider. Dis nie vir ons om te sê wat sy verhouding met die Here is nie, maar hy is ook nie, hy het niks aan ons verbind nie, maar hy's God se gesalfde. En is sy motto nie America First nie. En 'n groot rede hoekom hy ons wil uithelp, is omdat dit wat in ons land gebeur ook nie die America First agenda dien nie. Reg? So ek wou dit graag vir julle gelees het, en dan wil ek net Isaiah 45, ek wil net die gedeelte lees waar hy van Cyrus praat. 'n interessante brokkie, ek het vir Grok gevra vandag, want dit staan nie in die Bybel, die verhaaltjie wat ek nou wil vertel nie, dit staan nie in die Bybel nie, maar ek het vir Grok gevra, want Lance Wallnau het ook die storie vertel, en dit is Griekse geskiedenis wat die verhaal vertel, dat Cyrus, toe die Babyloniërs die Israeliete of die Jode binne in Babylon gevange gehad het. So met ander woorde, hulle was binne in die groot stad Babylon, en daai tyd het hulle groot dik mure en hekke gehad. Ek meen, daai stede was myle en myle wyd gewees met meters dik mure en ysterhekke en tralies en goed, en dan het hulle om die stad het hulle mos in Engels is dit 'n moat, die fore gehad met water in, en dit is deur die Efrates rivier gevoed. En Cyrus het die Efrates rivier boontoe opgedam en gedivert, sodat die moats om die stad se vlak gesak het, en actually amper droog geloop het, sodat sy soldate deur die moat kon geloop het. So hulle het die Babyloniërs oorval. Dis hoe hulle basies die stad binne geval het, en die Israeliete bevry het.
wat vir my verstand te bowe gaan, en dit is wat ek toe vir my klein Joodse Engelssprekende aspirant refugee biermandjie vertel het die dag met my onderhoud. Dat die hele storie mense verstand eintlik te bowe gaan, maar dit is hoe volmaak God se plan is. Ek wil tog lees in Jesaja 45 vers 1 tot 6, waar dit is waar Lance Wallnau sê, dis waar 45 vandaan kom. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to open doors before him, so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. For the sake of Jacob my servant, of Israel my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. So that from the rising of the sun to the place of its setting, men may know there is none besides me. I am the Lord, and there is no other. En dan... en dan verwys hy ook na Jesaja 44 vers 27 en 28 waar dit praat van who says to the watery deep, be dry, and I will dry up your streams? Who says of Cyrus, he is my shepherd and will accomplish all that I please? He will say of Jerusalem, let it be rebuilt, and of the temple, let its foundations be laid. So hy verwys na hierdie versie as moontlike bevestiging van die Griekse geskiedenis wat verwys na die Efrates rivier wat opgedroog is en gedivert is en geredirect is, sodat die mout kon opgedroog het. My landsgenote, ek wou dit graag met julle gedeel het, want dit is vir ons almal, dit gaan ons almal se verstand te bowe, hoe daar uit die bloute 'n executive order kan uitgereik word van 'n Amerikaanse president wat niks met ons te maak het nie. Dit kan net beskryf word as 'n wonderwerk. Dit kan net beskryf word as geïnspireer deur die almagtige God. Toe ek hierdie verhaal hoor van Lance Wallnau en van sy boek hoor, en ek het Cyrus opgelees, was dit vir my die verklaring, en veral toe ek vandag afkom op die proclamation waarvan hy praat, wat hy uitgevaardig het om die Israeliete te bevry en terug te stuur na hulle stad toe. Toe dink ek, dit klink dan maar baie soos 'n executive order. So, ek is baie opgewonde daaroor. Ek was ook nou net op die livestream wat Lily van die Plaas aangebied het. Ek weet nie of enige van julle haar dalk volg nie, Lily van die Plaas, met van tyd tot tyd lives, en ek het gesien dat baie van die mense wat ingeskakel het genoem dat hulle in die proses is, van hulle se onderhoude is afgehandel, hulle het hulle approval briewe al gekry, party het al die
cultural orientation gedoen, party wag vir vliegkaartjies, ander wag nog vir medical checks. So ja, dit lyk ook of ons opgedam staan, sodat wanneer die skoot klap in die nuwe jaar, hopelik gaan die hek dan oop. Ek sal vir julle die links in die description los. Ek wil na Lance Wallnau se, ek het short video's van hom gekry waar hy oor hierdie boek van hom praat en van Donald Trump praat as God's chaos candidate. Wat eintlik so amusant is, want dit is presies wat DJT doen. Hy's 'n disruptor. En met sy disruption bring hy eintlik correction, want alles wat out of whack is, stel hy weer reg, en nie uit sy eie wysheid en insig en krag nie, omdat hy anointed is vir ons en vir die hele global citizenship. Maak niks hiervan sin nie, maar dit hoef nie sin te maak nie, want dit is in God se meesterplan. So ek sal links in die description sit. Ek wil ook graag julle weer herinner om na die South African Refugee Daily Prayers WhatsApp channel te gaan. Ek sal daai link ook weer stuur. Dis baie bemoedigend. Daar's elke dag 'n skriflesingkie en 'n gebed. Ek weet nie wie administreer dit nie. Ek het dit in op een van die Amerikaners, dink ek, se sites gekry. En dan gaan ek ook die link na die amerikaners.com groep in die description los. Ek weet nie wie van julle volg die Amerikaners nie. Ek het vroeg in die jaar op hulle afgekom, veral op X. Ek weet nie wie van julle is op X nie. Laai gerus die X-app af. Daar's baie nuus en daar's baie opdaterings, live en up-to-date. Volg die Amerikaners gerus op hulle WhatsApp channel, op X, op Facebook en YouTube, amerikaners.com. Hulle doen baie goeie werk. Ek weet ook dat hulle een van die verwysingsgroepe is. Hulle werk saam met Church World Services en RSC met die referral van applikante en so aan. Rustige aand vir julle verder, oor en uit van my kant af. Geseënde nagrus. Tot volgende keer.